'n hartlike goeie naand hier op Donderdag 23 Julie 2026. Groet jou met 'n woord op sy tyd. Vir my is nommer 800 vir my nogal baie spesiaal en julle gaan verstaan hoekom ek dit sê en vandag het ons stukkie woord nommer 800 bereik en dis vir my so spesiaal en die woord wat die Here vir my gegee het, pas so mooi daarby in en julle gaan nou verstaan hoekom ek dit sê. Maar ja, kom ons gaan gesels vanaand oor 'n geheiligde lewe. In Efesiërs 1:4 lees ons: soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanaand in diepe eerbied voor die troon. Dankie dat U ons nie net geskep het nie, maar ook in Christus geroep het om U kind te wees. Here, ons wil nie net kennis opdoen nie, ons wil verander word. Breek vanaand alles af wat nie van U af is nie. Open ons harte vir die waarheid van die woord. Heilige Gees, ondersoek ons harte, wys vir ons waar ons nog 'n kompromie maak en vorm ons na U beeld van Christus. Laat niemand vanaand dieselfde gaan en lewe as wat hulle gelewe het voordat hulle die boodskap gehoor het nie. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou goed, wanneer mense die woord heiligheid hoor, dink hulle baie, ja, maar ek mag niks geniet nie. Jy moet foutloos wees, jy moet perfek wees. Maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Heiligheid gaan eerstens oor aan wie jy behoort. Net so die tempel gereedskap afgesonder was vir God se diens, wil God hê ons lewens moet ons aan hom toewy. En ons moet toegewyd wees. Nou God het jou geroep met 'n doel. Efesiërs 1:4 sê, God het ons reeds voor die grondlegging van die wêreld gekies om heilig te wees. Nou dit beteken, jy leef nie toevallig nie. God het reeds 'n plan gehad, voordat jy jou eerste asem gehaal het. Jy's geroep om sy lig in hierdie wêreld te wees. Heiligheid begin in jou hart. Jesus het geleer dat sonde eers in jou hart begin. Kom ons sê dit so, as die hart verander die lewe. Daarom wil God nie net jou gedrag verander nie, hy wil jou hart verander. Die wêreld druk jou een kant toe. Ons leef in 'n kultuur wat sê, alles is aanvaarbaar. Daar bestaan geen absolute waarheid nie. Doen wat goed voel. Maar God roep sy kinders om anders te leef, nie uit hoogmoed nie, maar uit liefde vir hom. Nou 'n heiligheid is 'n daaglikse keuse. Elke dag kies jy vergewe of verbitter, liefde of haat, nederigheid of trots, gehoorsaamheid of rebellie. Heiligheid gebeur nie toevallig nie. Dit is 'n daaglikse oorgawe aan God. Die Heilige Gees maak dit moontlik. Ons kan nie onsself heilig maak nie. Ons verander omdat die Heilige Gees binne in ons werk. Hoe nader jy aan Jesus leef, hoe meer begin jy soos hy lyk. Nou, as ons kyk na 'n silwersmid sit silwer oor die vuur. Hy hou dit dop totdat al die onsuiverhede uitkom. Toe iemand vra, hoe weet jy wanneer die silwer gereed is? Hy antwoord, wanneer ek my eie weerkaatsing daarin kan sien. Net so werk God met ons. Hy vorm ons deur beproewings, totdat Christus se beeld in ons lewe sigbaar word. Nou vra jouself vandag, wys my lewe dat ek aan Jesus behoort? Is daar iets wat ek moet neerlê? Kan mense Christus in my woorde sien? In my huis, werk en getuienis, afgesonder vir God? God soek nie mense wat net sonde heilig lyk nie. Hy soek kinders wat elke dag vir hom leef. Nou heiligheid is nie om beter as ander te wees nie. Dit is om nader aan Jesus te leef. Wanneer jy elke dag aan hom oorgee, verander hy jou van binne af. Die wêreld het nog mooi
hoe kan ek sê, die wêreld het nie nog mooi woorde nodig nie. Die wêreld het gelowiges nodig, wat wys dat Jesus leef. Mag 800 ons herinner dat God ons van die begin af geroep het, om heilig, sonder gebrek, voor hom in liefde te leef. Dis my boodskap vir julle vanaand. En dit is so belangrik. Ek het gisterand vir die mensies gesê in ons boekevat, Bybelstudie, familie, gesinstyd, het ons as gemeente so lekker gesels, en dit het my weer eens laat besef, hoe nader ons aan God beweeg, hoe nader gaan ons aan mensies beweeg, maar mense moenie die lelik in ons sien nie, hulle moet Jesus in ons sien. Baie keer is daar buite vir die mense nie 'n Bybel om te lees nie. Jy is die Bybel wat hulle sien, wat hulle lees. Hoe jy mense hanteer, sê baie. Hoe jy dinge hanteer, sê baie. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u heilige woord, wat ons harte ondersoek. Dankie dat u ons nie los om net ons te wees nie, maar dat ons deur u Gees verander. Help ons om elke dag afgesonder vir u te leef. Gee ons die moed om nee te sê vir sonde en ja te sê vir gehoorsaamheid. Laat ons lewens 'n lig wees wat ander na Jesus toe trek. Mag ons huise, ons werk, ons woorde, ons dade getuig dat ons aan u behoort. Ons wy onsself opnuut na u toe. Gebruik ons tot eer van u naam. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Luister gerus die volgende lied. Nog voor die wêreld ooit begin, het u my naam en liefde geken. U het my geroep om aan u te behoort, om heilig te leef, volgens u woord. Nie deur my krag of wat ek kan doen, maar deur die bloed van God se seun. Elke tree wil ek saam met u gaan, my hele lewe aan u opdra. Vorm my Here elke dag, deur u Gees en deur u krag. Laat my hart net u weerspieël, tot die wêreld Jesus sien. Ek is ek steeds om by u te bly. Ek wil nie leef soos gister was, maar groei in genade. Stap vas, leer my om liefde uit te leef, om altyd nederig te wees, dat elke woord en elke daad die grootheid aan die wêreld laat. Ek gee my hart, ek gee my wil, voor die voete word alles stil. Neem my lewe
Indien dit op jou hart is om hierdie woord te deel dit gerus met iemand wat dit moet hoor. En indien u gebedsversoek het en u wil hê ek moet vir u bid, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp na 062 842 8396. Bid met liefde vir u. Blessings, lekker aand, tata.